road is long. When I feel weak and don't know where I belong, you remind me, Lord, of who you are, the King of Kings, my morning star. When storms are raging and hope seems far away, your faithful promises still light my way. through every season, through every tear, I hear your voice saying, I am here. Not because of what I've done, not because I've overcome, but because your grace came down to me. You give me peace when my heart is troubled. You give me hope when the night is long. You give me love that never fails me, a love that's stronger than the storm. from the cradle to the cross, from the empty grave beyond. Your gifts keep flowing from your heart, and they never run dry. Lord, they never run dry. Long before I ever called your name, Long before I knew your saving grace, you were reaching out your hand, holding me inside your plan. like a father welcomes his child home. You opened wide the door and called me your own. No longer wandering, no longer alone. In your mercy, I have found my home. Not because of what I've done, not because I've earned your love, but because your grace came down to me. You give me peace when my heart is troubled. You give me hope when the night is long. You give me love that never fails me, A love that's stronger than the storm. from the cradle to the cross, from the empty grave beyond. Your gifts keep flowing from your heart, And they never run dry. Lord, they never run dry. The King gives peace, the priest gives hope, the Savior shows his love. Gold, incense, myrrh, pointing to the one, the everlasting Son. The King gives peace, the priest gives hope, the Savior shows his love. and every gift you give us, Lord, Leads us back to you. You give me peace when my heart is troubled. You give me hope when the night is long. You give me love that never fails me, a love that's stronger than the storm. From the cradle to the cross, from the empty grave beyond. your gifts keep flowing from your heart. And they never run dry. Your gifts keep flowing from your heart. And they never run dry. No, they never run dry. Jesus, they never run dry. Goeiemôre aan almal van julle. Welkom hier by die huis van die Here. Vandag kom ons by mekaar in teenwoordigheid van 'n God wat gee. Die God wat jou ken
voordat jy hom liefdien het. En die God wat jou lief het, voordat jy nog kies om hom lief te hê. Die God wat sy hand van genade oor ons lewe uitstrek. Ek groet julle in die genade van ons Here Jesus Christus. En ek vra vir jou, raak rustig, beleef sy teenwoordigheid en sy seën. Amen. Goeiemôre gemeente. Is ons aan. Ek wil julle voorstel aan die heel oulikste gesin hier in NG Florana, die van Tonders. Julle kan vorentoe kom asseblief. Ons het die voorreg om die toekomstige Springbok-kaptein te doop vanoggend, Milan. As julle hom ook na vore kan bring asseblief, kom deur julle. Ja, asseblief familie, almal van julle wat voor wil staan. Nikki en Anu is deel van ons selgroep en Milan het al 'n paar selgroep geleenthede deurgeslaap, so hy weet wat om te verwag. Die man is rustig. Anu het ook net vir my gesê as hulle in die bad sit, het hy hom voorberei om so 'n bietjie in die gesig te spat met water. Kom deur julle staan op die kant. So julle, ons het die doopgesprek gehad en as ouers is ek regtig meer as gemaklik dat julle presies weet wat dit is wat die Here van julle verwag. Daar is ook 3 vrae wat ek julle moet vra en julle kan vir my na elke vraag net antwoord ja. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Wat is julle antwoord hierop? Okay. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en die volkome leer van die Bybel. Wat is julle antwoord? Ja. En dan laaste, beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Julle, en dan is daar 'n mooi belofte wat die drie-enige God vir elke een van ons maak. Nie net vir Milan vanoggend nie, maar ook vir almal van ons wat al gedoop is. En dink vanoggend as ek hierdie beloftes lees, dink na aan die tyd toe jy gedoop is en herdenk dit ook sommer vanoggend saam met Milan. So wat God vir ons beloof, God die Vader beloof vir ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig en ons tot sy kinders en erfgename wil aanneem en alles vir ons ten goeie laat meewerk. God die Seun beloof aan ons dat hy ons was met sy bloed van al ons sondes. En dan God die Heilige Gees beloof aan ons dat hy in ons wil woon en ons aan Christus wil bind deur die geloof. Dis die beloftes wat die enige God vir elkeen van ons maak, maar spesiaal vir Milan. Julle kan vir Milan nader bring asseblief. Milan van Tonder, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan nou vir ons Fransiskaanse seënbede voorlees as gebed. En ek wil vir julle vra simbolies van die gemeente se kant af, die van julle wat gemaklik voel terwyl ek die gebed lees met almal se oë toe, steek julle hande uit na hierdie wonderlike gesin. Kom ons bid saam. Milan van Tonder, mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en geweld ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. Mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy die dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen. Ek
Ek deel ook nou graag vir julle die doopseël uit en saam met dit 'n kers wat julle elke jaar op hierdie dag gaan aansteek en dit gaan vier saam met Mila. Baie geluk. Dankie aan. Ons kan seker 'n rukkie kry. Dit baie geluk. Het jy ook 'n suksie? Ek is baie bly. Wonderlik. Gaan sit weer by jou sussie. Kom ons sing saam asseblief. Almagtige Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg gehad het om hierdie ongelooflike belewenis, die viering van die heilige doop saam te kon beleef. Waar ons sien, U hand uitsteek, en vir hierdie klein seentjie in die land sien, die land, Kenia, roep jy op jou naam, is myne. Dankie vir daai voorreg wat ons weet, dat U vir elkeen van ons weet. Vader, maak ons rustig, maak ons harte en ons ore oop, ontvanklik vir dit wat U vanoggend op ons God maak. Amen. So vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na geskenke wat God aan sy kinders gegee het. En ek wil begin, ek soek 3 laerskoolmaatjies. Ek sien hier's 'n klompie kinders. Ek soek 3 kinders om na vorentoe te kom. Ja, ek het 1 daar, ek soek nog 2. Ek beloof jou dit gaan nie moeite werd wees. As hierdie kleintjies is nie, onthou almal kinders van God, dan sal ook jy ouderdom aan gekoppel nie. So as jy oud is en jong van gees, kan jy opkom. Daai 2 boeties, wil julle nie vorentoe kom nie? Nee. Hier is ons nog 'n maatjie. Hier kom nog 'n maatjie. Okay, ek kom nog 1 maatjie. Dis ook een. As hy kom, daar's sy. Baie dankie. Okay, julle kan voorkom staan. Baie dankie dat julle saam met my hier voorkom kan. Ek waardeer. Maar hier voor sien julle hier's 3 geskenke, né? Wil elkeen van julle een van daai geskenke hê? Okay. Nou dink julle ek gaan vir jou vra jy moet betaal vir daai geskenk. Okay? Dink jy ek mag dalk vir jou vra om iets te doen sodat ek vir geskenk gee? Dink jy? Okay, maar nie maar ek gaan nie vra om iets te doen. Maar as ek nou sê jy hoef nie te betaal vir daai geskenk nie, en ek sê vir iets te doen, dink jy verdien dit regtig om daai geskenk te kry? Nee. Maar weet jy wat, nee? Jy moet verdien, maar weet jy wat, ek is actually te nice out. So ek gaan vir julle elkeen sê, kry vir jou geskenk, nee? Dis is jou verjaarsdag, jy het niks gedoen, jy het verjaar nie, nee? So jy kry geskenk, so kry vir my elkeen daar geskenk. En dan wil ek hê jy moet vir geskenk oopmaak. Al binne is 2 goed, die een is daar binne te bly, dit is vir nou, en die ander een kan julle vir my uithaal, julle sal weet as jy hom oopgemaak het, wat dit is, jy kan nie sê, kom ek help jy so. Kijk, so hou vir my, daar binne-in is 'n kruis. Nou vanoggend gaan ons kyk na die 3 geskenke wat God vir ons gegee het. En Paulus gaan ons vanoggend in Romeine 5 daarin kom herinner. En daar's 3 goed. Die eerste ene is vrede, liefde en hoop. En daai 3 woorde is vir hierdie kinders elkeen op 'n kruis gesit. Want die kruis is die anker van dit alles. Ek sê vir julle dankie, geniet die lekker wat daarin is en hou daai kruis nie. En luister vanoggend mooi wat beteken daai kruis vir jou, dan gaan dit vir jou die res van jou lewe saam met jou dra. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap. Nou soos julle gehoor het, het ek reeds vir hulle gevra. Het hulle gedink hulle moet iets doen om te doen, want ons glo in die Here, jy moet iets doen om iets te kry. En tog kom Paulus vanoggend en terug na die tyd, en ek kom herinner ons aan hierdie 3 geskenke wat God vir ons kom gee het,
sonder dat ons iets moes doen vir dit. Die geskenk van vrede, hoop en liefde, wat ons net ontvang het. Nie omdat ons het verdien het nie, nie omdat ons goed genoeg is nie, maar eenvoudig omdat God ons lief het. Nou voordat ons vanoggend hierdie brief gaan saam lees wat Paulus geskryf het vir die ouens in Romeine. Een van ek vergins ook nie gaan vir my laptop bring, die tablet is pas dood gegaan. En dit gaan nog op katastrofies, is nog nie weet of ek my preek hier of nie, nee. So Paulus skryf hierdie brief verder, en ons moet verstaan wat die agtergrond is, hoekom hy die brief verder skryf. As ons gaan kyk op daai stadium, bly hierdie volk in Rome, en die Romeinse volk is 'n verskriklike magtige volk. Hulle is een van die sterkste ryke in daai tyd van die wêreld. Maar die probleem is, dat dit 'n goddelose ryk is. Dit is nie 'n Christelike geloof waar daar leef. Maar tussen hierdie mense is daar 'n klomp Christene waar daar leef. Die Romeine het geglo dat Caesar is hulle koning. En dan was daar die volk, die Christelike volgers wat geglo en geweet het dat Jesus is hulle koning. En dit het dit nie maklik gemaak vir hulle om daar te bly nie. So hulle was onder druk geplaas gewees. Hulle was een kant toe gestoot. Mense het regtig vir hulle moeilik gemaak. En dan het baie van hulle in tye gesit en dan het hulle vir hulself gewonder, as ons sê Jesus is koning, waarom leef ons dan in hierdie omstandighede? Hoekom gaan dit dan soos wat dit gaan? En dit is van hierdie plek af, waar Paulus kom, en hy kom skryf hulle hierdie brief, en hy wil kom om hulle te herinner aan dit wat God reeds van hulle gegee het, selfs in die moeilike tye. Want ons sit vandag nog in 'n wêreld waar ons sit en ons dieselfde vrae vra. Ons beleef oorlog wat ons aangaan, armoede, hartseer, misdaad, siekte, dood. En dan vra ons onsself baie vrae, maar Here, waar is U? Waar is U? Want dit voel of U stil is. So Paulus het nie net die brief geskryf vir die Romeine van daai tyd, dit kom vandag ook en dit maak brief vir elkeen van ons. En vir elkeen van ons te kom dat ons herinner aan iets waar ons kan vashou en kan weet. Ek nooi julle, maak asseblief jou Bybel oop by Romeine 5. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. God het ons dan vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God en ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons die geloof ook die vrye toegang verkry tot die genade waarin ons nou verstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddelose gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir die regverdige nie.
Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So Paulus kom en hy herinner ons 'n klomp dinge en hy vertel vir ons van hierdie 3 geskenke. En in die heel eerste gedeelte begin hy en hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Maar voordat ons hierdie woord vrede in hierdie gedeelte vind, is daar nog 'n woord wat net so belangrik is, en dit is die woord geregverdig. Dit beteken God het reeds die uitspraak gelewer. Die hofsaak is afgehandel. Die skuld is betaal. Die oordeel het reeds gekom. Jesus het dit op hom geneem. En daarom sê Paulus nou, ons het vrede met God. Maar wanneer Paulus die woord vrede gebruik, bedoel hy nie bloot net die rustige gevoel binne ons nie. Paulus gebruik die Griekse woord in die gedeelte eirene. En vir die Christene van daardie tyd het dit 'n baie dieper betekenis gehad as net die afwesigheid van konflik. Die woord het vir hulle gewys na heelheid, volheid, herstel, 'n verhouding wat weer heel gemaak is. In die Ou Testament kry ons 'n woord wat aansluit by die woord, en dis die woord shalom. Dit beteken nie die einde van die oorlog nie, dit beteken dat alles weer op die regte plek is. Alles wat gebreek is weer herstel, daar is weer harmonie, en daar is weer lewe. Dit is presies wat Paulus sê, Jesus vir ons kom doen. Daarom sê Paulus vir ons, as gevolg van dit, het ons vrede. Jesus het 'n groter deel kom speel. Hy het vir ons die verhouding tussen God en mens kom herstel. Die skeiding van sonde is weggeneem. Die vyandskap is beëindig. En hierdie deur staan vir ons oop, hierdie uitnodiging. En ons hoef nie net te wag om in te kan gaan. Paulus sê vir ons in Efesiërs 2 vers 14, Christus is ons vrede. Nie omdat hy vir ons vrede gee nie, maar omdat hy vir ons kom wys het, toe hy reeds aan die kruis vir ons gesterf het, en hy opgestaan het. En daarom is die mooi met die boodskap van die deur wat oop staan, waar ons lees in vers 2, deur om met ons toegang verkry tot die genade, waarin ons vasstaan. So jy hoef nie buite die deur te staan en te wonder of jy mag ingaan. Want jy is genooi om in. Jy hoef nie te worry of God jou vandag of môre of oormôre lief het nie, want hy het jou lief. Hy het reeds aan ons bewys. En omdat ons aan hom behoort, het ons hierdie vrede. Die tweede geskenk wat ons ontvang, is hoop. En hier sê Paulus iets interessant. Paulus sê, ons verheug ons ook in swaar kry, in vers 3. Dit klink agter so vir 'n oombliekie verkeerd. Want wie verheug homself in swaar kry? Wie raak opgewonde daaroor? Maar dit is nie wat Paulus hier bedoel nie.
Paulus sê nie swaar kry is lekker nie. Paulus sê God gebruik selfs swaar kry. Dan gee Paulus vir ons hierdie mooi kettingreaksie. Hy sê verdrukking bring volharding. Volharding vorm op die einde van die dag jou karakter. En jou karakter is wat jou hoop gaan versterk. Paulus sê eintlik, God is nog besig. Selfs wanneer jy dit nie kan sien. Selfs wanneer dinge moeilik raak, selfs wanneer jy dit nie verstaan nie, werk God steeds. En baie van ons het dit al beleef. Baie van ons sit vandag hier en ons beleef dit. Verlies, siekte, onsekerheid. Maar wanneer daai seisoen in jou lewe verby is, en jy terugkyk, dan besef jy dat God het jou in daai tyd verlaat nie. Jy was nie alleen nie. Hy was nie besig. God was besig om sy plan vir jou te werk. En dis waarom ons Christelike hoop anders is as gewone optimisme. Optimisme sê vir ons, alles sal seker beter word. Maar Christelike hoop sê vir ons, God bly getrou, maak nie saak wat gebeur nie. En dis waarom hierdie gedeelte so mooi inpas in koninkrykstyd. Koninkrykstyd herinner ons dat God is besig om sy koninkryk te vestig. Ons sien nog nie die volle prentjie hiervan nie, maar die nuwe wêreld van God is besig om deur te breek. En ons kan dit sien. Hoe sien ons dit? Deur elkeen van ons. Elke keer wanneer jy gaan en vir iemand hoop bring, wanneer jy iemand vergewe, wanneer jy vir iemand liefde bewys, dan is jy besig om die nuwe koninkryk van God sigbaar te maak vir die wêreld daar buite. Dit is soos om te kyk na 'n sonneblomsaadjie. Nou die meeste van julle hier het dit of alself gedoen of jy moes dit vir jou kind doen vir 'n skooltaak, wat jy 'n sonneblomsaadjie vat, en jy na jou bakkie en jy het nou water gevat of grond en dan gooi jy in die grond bo die saadjie en jy maak hom nat. En dan wat sien jy? Nat grond. En vir 'n paar dae jy aan water gooi en jy sien net nat grond. En dit lyk of niks gebeur het. Maar die ongelooflike is, onder die grond waar jy nie kan sien, is die saadjie besig om te ontkiem en om wortels uit te stoot. En dan na 'n paar dae breek die eerste blaartjie deur. En dis presies hoe dit werk met God. Ons sien nie altyd alles raak nie, maar hy is die heeltyd besig om aan ons te werk en aan die plan vir jou lewe te werk. En om deur jou lewe die koninkryk sigbaar te maak, selfs wanneer dit vir jou onmoontlik lyk. Die derde geskenk wat Paulus vir ons sê ons ontvang is die geskenk van liefde. En dis seker die grootste geskenk van almal. Hy sê vir ons in vers 8, God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Julle, hierdie is die hart van die evangelie. Want God het nie gewag totdat alles reggekom het in die wêreld nie. God het nie gewag totdat ons goed genoeg geword het nie. God het reeds begin werk. God het reeds ons lief gehad. En daar moet hy eers beweeg
eerste lief gehad, eerste gegee, toe hy sy seun vir ons gegee het om vir ons aan die kruis te sterf. Die kruis is die liefdesbrief van die wêreld. En wanneer jy ooit wonder, het God my lief, moet jy nie eers na jou gevoelens kyk of na jou omstandighede kyk nie. Al wat jy moet doen is, kyk net na die kruis. Want jy het reeds die antwoord daarvan. En vanoggend het ons so mooi deel van die boodskap beleef, toe ons die heilige doop gevier het. Want sien, toe klein Milan na vore toe kom, en ons hom dood. Klein Milan nog niks gedoen, om God se liefde te ontvang. Hy kon nog nie selfs sy geloof bely nie. En ek verseker julle, hy weet nie eens wat het eintlik vanoggend aangegaan, behalwe dat iemand hom geplaai het en hom nat gemaak. En tog, kom God sê, Milan, ek ken jou. Ek het jou lief. Ek roep jou, jy behoort aan my. En so doen hy het vir elkeen van ons. Die doop is die evangelie. Jesus is die evangelie. Maar die doop wys vir ons die evangelie. Dit maak dit vir ons sigbaar en herinner ons aan God se liefde. Sy eerste liefde, dat ons eerste lief gehad het, dat ons eerste gekies het, dat hy eerste aan ons beloof en eerste vir ons gee. Net soos die geskenke wat ons ontvang het. Julle, daarom gaan hierdie dood belofte wat die ouers vanoggend gemaak het. En generasies van ouers voor hulle en nog generasies van ouers wat gaan kom. Gaan nie daaroor dat jy die voorkom staan en beloof dat jy die perfekte ouer gaan wees nie. Want niemand van ons kan dit doen, ek beloof jy, niemand van ons gaan dit ook wees nie. En dan die vader wat kleinkinders nie als kan onthou nie, want dan sal hulle nie van hulle ouers gehou het nie. Maar dit is die deel van mens wees. God het gekom, en God het uitgereik. God lei jou in die pad van ouerskap. En dan kom ons by die belangrike gedeelte oor van ons as gemeente. Ons het vanoggend die voorreg gehad om dit te sien, en is ons voorreg om getuies te wees van die doop. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid wat saam met dit gaan. Want dit is nie net die ouers se verantwoordelikheid om hierdie kindjie te herinner aan die belofte wat hom gemaak is nie. Ons is meer as getuies, ons is 'n familie, ons is 'n geloofsfamilie wat vanoggend saam hier sit. En ons het saam die verantwoordelikheid om daai klein seentjie te herinner aan wat God vir hom kom doen. Dat God hom liefhet en hom gesê, ek kies jou nog voordat jy my kan kies. Jy het vrede ontvang, al het jy dit nog nie verdien nie. Jy ontvang hoop in 'n wêreld wat soms donker lyk. Jy ontvang liefde wat net nooit gaan ophou nie. Onthou elke dag van jou lewe die 3 geskenke wat jy ontvang het van vrede, hoop en liefde. Dat ons sy kinders is wat dit nie verdien het nie, maar wel ontvang het. Dat hy dit elke dag aan ons sal voorsien en aan ons sal gee, aan belofte altyd bly staan. Onthou vandag die doopvond, en wat jy gesien het hoe die waarheid sigbaar geword het. Met 'n klein kindjie, wat ons self nie 'n keuse kon maak nie. En dan
Leef as mense van die koninkryk. Maar die God wat ons kom red, is dieselfde God wat kom om jou te stuur. En hy stuur jou en sê vir jou, bring vrede vir ander. Bring hoop vir ander. En wys liefde en wys my liefde aan my kinders daar buite. Amen. So magtige Vader, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg van hierdie gawes en geskenke wat U vir ons gegee het, van vrede, hoop en liefde. Here, ons lewe in 'n wêreld wat so baie donker in ons is, wat vol vrae, hartseer is, pyn. Here, Paulus het reeds in daai tyd al vir die myne die hoop gebring, die herinnering van die liefde. Dankie dat ons vanoggend weer 'n blik kan word aan, kan weet ons daarop kan vashou. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons sien hoe klein die land gedoop word. Hoe ons as geloofsfamilie saam kan wees en fees kan vier. Maar ek wil vra, wees met sy ouers, groot ouers, sy familie om, dan ook sy geloofsfamilie rondom hulle, om hulle te kan help dra en te kan versterk. En elke jaar op die dag dat hulle kers sal aansteek, net voor kan sê, Jesus, hy het jou lief. Jy is sy. Dus dankie, magtige. Amen. Mag hierdie dien vir jou as herinnering. Hou aan roep, want hy wat roep, ontvang weer nuwe krag. Gemeente, vandag het ons weer gehoor dat God se geskenke nie iets is wat ons net verdien het en waarvoor ons werk, maar dat ons dit net ontvang. In Jesus Christus gee hy vir ons vrede met God, hoop vir die toekoms en liefde wat nooit ophou nie. Mag ons uitgaan en mense wees wat dit bring vir die wêreld daar buite en God se koninkryk sigbaar maak. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en aan julle genade bewys. Mag die Here sy oë oor julle hou en aan julle sy vrede gee. En mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees.